En sal honger wees en sal dors wees vir U, Here. Here, sonder U kan ons nie aangaan, Here. En maak nie saak hoe ons voel binne, Here, maak nie saak waar ons gaan, Here. Solank U in ons is, Here, kan niemand vir niks besteed. En Here, ons kom sit net vanoggend vir U, dankie. Dankie vir U Gees wat nou hier is, Here. En dat ek nou elke hand vanoggend gaan aanraak, Here. Dankie, Gees. Here, dat ons net in U kom. En U teenwoordigheid wees. Dankie, my Vader.
Hy het ons hele week, hy het ons hele lewe. Vat net die 5 minute van jou, om gee dit vir Here. Moet die ander mense in die kerk en die langs jou staan, voor jou staan. Om gee dit volgend woord vir Here. Hy sien volgens, hy is nie volgens. En hy wil dit wat in jou is, wat jy die seerste maak volgend omvat. Hy wil dit omvat. En hy wil ook omwys volgend, dat jy meer werk as enig iets anders is volgend. So vat het net volgend, sal net vir die paar secondes net met Godse teenwoordigheid. Vat hom net in volgend. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your breast. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire.
En dat jy voel dat jy nie reg vir Here kans gee in jou lewe in die afgelope tyd. Kom staan nie voor dat dit weer kom
bid. Want God se Gees is hier en hy wil vanoggend daai spasie kom vul dat daar was nie, dat nie daar is nie. So kom doen dit, moenie wag nie, God se tyd is nou vir jou. So kom uit, jy hoef nie eers, maak nie saak wie, almal wat jy rood maak, maak jy rood doen. So niemand gaan jou sien, kom uit, en kom staan nie voor, dat die Here net jou vanoggend sal kom aanraak. En ek vra aan die mense wat kom met saam, dat kom staan nie voor, kom bring dit voor ek toe, want ek weet die mense nie gehoor, dat die Here so nodig het. So kom staan nie vanoggend, want die vat het die tyd te leer. Dankie Koning Jesus. God zal je vanmorgen ontmoeten. God zal je vanmorgen ontmoeten. God zal je vanmorgen ontmoeten. Misschien gooi van je net vanmorgen aan, God in je lief. Begin om te zeggen, Heer,
Vrolijkheid voordat je bij al je omstandigheden leid het niet. Dat je niet vindt. Het is altijd samen. Die liefde van God niet vermoorden, die vermoeden. Om te scheppen jouw leven. Zijn liefde heeft vermoorden een scheppende kracht. Dat je vermoorden God niet net nader brengt. Leven gaat veranderen. Dan die Jezus. Hij is onder alles. Alles van mij. Verklaar met jezelf dat je dat is al wat je moet doen. Je moet net het weet en hij wil nu over vermoorden dat zijn liefde zo gelukkig is. Als lukt dat vermoorden met jezelf van je dat hij je soms niet loopt.
Wonderbare Jesus, met alles in my verstand het ek U lief, ek het U lief, ek het U lief. Ek het U lief, ek het U lief, met alles in my verstand. Ek het U lief, halleluja. Ek het U lief, oh yes, Jesus, Jesus, met alles. Here ons het U lief, ek het U lief, oh ek het U lief, ek het U lief, oh Heer. Come on, kom ons sing dit vir hom. Ek het, sit dit jou hand so op jou hart vanmorgen. Sit dit jou hand op jou hart vanmorgen en sê ek het U lief, Here. Ek het U lief, ek wil verklaar vanmorgen, ek het U lief, Here. Met krag en verstand. Oh, ek het U lief. Ek het U lief. Oh, ja. Ek het U lief. Ek het. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Met alles. Met alles. Dankie Jesus. Ek het U lief. Ek het U lief, Here. Dankie ouens. Sit net jou hand so op jou hart. Dan luister jy net na jou hart klop. Hy het jou lief vanmôre. So lief het hy jou vanmôre. Elke hartklop wat jy voel, so lief het hy jou vanmôre. Maak dit vir jou sin enigsins? Maak dit vir jou sin? Hulle kan jou op masjiene sit. Hulle kan jou op masjiene sit in die hospitaal en hulle doen dit. Maar as God nie intree en jou pas van jou hart laat aanhou nie, moet hulle nader aan die masjiene afskakel. Is dit so? Moet hulle die masjiene afskakel. God binne in my. Ek is so opgewonde vanmôre oor ons aanbidding vanmôre. Dit was net, ons kon net eintlik aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. Al die eer aan die Here. Kom ons gee die Here spontane handeklap net vanmôre. Net spontaan vanmôre, want hy is groot en hy is goed en hy is wonderbaar. Dankie vir elkeen wat opgetrek het hier na die huis van die Here toe. Ouens wat ek lanklaas gesien het, ouens wat ek kortom gesien het. Pieter was hier uit verdwyn. Het julle vir Pieter gesien? Het hy geloop weer? Goed. Dis jammer. Maak nie saak nie. Maar dit was lekker om vir Pieter hier te sien. En al die ander wat vanmôre hier ingestap het, wat kom kuier het en wat ek weet, jy het 'n besluit om te maak vanmôre. Want die heerlikheid van die Here is in hierdie plek. En dis wat al wat saak maak. So elkeen vanmôre wat hier ingestap het, ek het nou nie almal se name nie, maar ek het 'n paar name, 1 of 2, Charles en Santa Marie, dankie dat julle hier is. Ek weet die Here gaan vir julle grootlik seën. Ek weet gecheck waar sit hulle. Hier sit hulle. En John en Chantel en Klein John, dis lekker om julle te sien. Royes en Chantel en hulle kroos daar agter is lekker. Ek het hulle getrou many moons ago. Check die goeie job wat ek gedoen het. Hulle is nog steeds by mekaar.
Hulle is nog seer in mekaar. En al die ander is net lekker om julle te sien. Al die Sondagskool personeel is lekker om julle te sien. En dan Willie en Ricky en julle Kroos, almal van die plaas af. Natasha en Ronel, is lekker om julle te sien. En Henk, en ek het jou vroukie se naam vir 'n oomblik vergeet. Bernadine, ek sal hom nie net vergeet nie, Henk en Bernadine. Ok, en dan Henny en Susan van ouder gewoonte. En ek is bly om jou saam met ons te sien. Delicia, ek het julle gesoek, ek soek julle daar agter, sien ek nie, hier so sit julle. Amen. Die Here was goed. Dankie dat ek hier is, dankie. Al die eer aan die Here. Is die Here nie net awesome nie? Ja, ons moet minder praat en meer begin doen. Hallo? Amen. Ja. Die Here was goed vir baie mense. Die Here was goed vir Delicia in hierdie week wat verby is. Die Here was goed vir ek kan nie onthou vir wie het ons nog gebid nie. Ons het vir wie? Donovan is 'n groot miracle en ons het gister vir Armin saam met baie ander mense ingetree. Armin wat 14 jaar oud is, wat in die intensiewe eenheid lê as gevolg van klonte, 14 jaar oud, en 'n ou klein klonte in jou are. Here, hoe werk hierdie goed? Ons verstaan nie hoe werk dit nie, maar ek weet een ding. Dit wat ek vanmôre binne my voel, God lewe. God lewe. God lewe. Sê dit vir jouself, God lewe. En tot in al die ewigheid sal hy regeer. Maak nie saak wat jy dink vanmôre of wat jy voel vanmôre nie. Ek word nie beweeg deur mense se woorde en die oredenheid van mense se wysheid en insig nie. Ek word beweeg deur God se woord. Sê dit vir jouself, ek word beweeg deur God se woord. Dit is wat my beweeg, God se woord. Hallo jong mannetjie, kyk, hy check sy oom uit. Ek het hom toegewy aan die Here. Hy check sy oom uit. Hallo seun, wat sê naam nou weer? Eckhart. Ek kan nie almal se name onthou nie man. Eckhart. Hallo skat. As ek die prinses van die kerk. Eckhart, jy moet groot word en jy prins kan word van die kerk. Dis baie prins en baie prinses. Okay, kom ons gaan na die woord van die Here toe. Almal happy? Ek bly jy's hier. Kyk 'n bietjie langs jou. Sit jou hand so op die ou se skouer links van jou. En sê vir hom, ek het jou lief met die liefde van die Here. Sit tog net jou hand op jou pa se skouer en sê net vir hom, ons het hom lief met die liefde van die Here. Dankie Chris man. Dankie Chris. Jy kry 'n goeie skoonseun. Okay. Lekker om in die huis van die Here te wees. Sê jy hallo vir my waar jy vlieg? Okay, hallo vir jou ook. Nee, Waimos. Ek het nie 'n klou waar moet ek begin vanmôre in die so wonderlike salwing net in hierdie plek vanmôre. Om Johannes, lekker om jou te sien daar agter. Ja. Ons praat met mekaar oor die sin van die lewe. En ek wil by jou tuis bring in die laaste paar Sondae wat ons besig is, dat wat maak jou dat jy aan die gang bly? Wat is dit wat jou hart regtig laat warm klop? Eerste van alles vir God, vir mense, die plek waar jy werk, agter jou kar se stuurwiel. Wat is dit wat jou laat tik, sodat jy aanhou om te lewe? Wat is dit wat jou dryf om elke aand na jou vermoeide dag terug te gaan na jou huis toe en by jou huis te kan instap en jou mense te kan omhels? Wat maak dat jy waarde aan jou lewe heg? Wat is dit wat waardevol is? Wat jou lewe waardevol maak? Wat sin gee aan jou lewe? En ons het oor 2 weke reeds gesels, vandag die 3de week, dat ons moet verstaan hoekom ons lewe. Jy moet verstaan dat daar is 'n doel, en ons gaan vanmôre, ek gaan 'n radikale ander pad loop vanmôre met die sin van die lewe. Kom ons kyk gou na een ding. Word waarde toegevoeg aan my lewe waar ek bly, wat ek kry, wat ek ry, watter vername posisies ek beklee, hoe weltertale ek is, en of ek mooi klere en mooi skoene aan het, heg dit waarde aan my lewe? Gee dit enigstens waarde aan my lewe? Never nooit.
So as ons net vir mekaar vanmôre plain Afrikaans moet sê, wat gee waarde aan my lewe? God gee waarde aan my lewe. Het jy daar al gedink? Ons kom kerk toe en ons dink ons kom kerk toe vir die geestelike daarvan. En ons moet kom geestelike voeding kry. Maar die waarde wat in my lewe geheg word, is God. Julle het werke, en ons het almal werke. Party vrouens is aan die luxury van die lewe gewoond, hulle is by die huise. Hulle moet skorrelgoed was en hulle moet matte skoon. My genigtig, hier is julle twee ook. Just like it. Probeer wegkry. Christopher, jou Fabond, ek weet jou gesê. Okay. Alright. Maar dink gou vir 'n oomblik daaraan self, waar jy ry en wat jy doen, waar jy werk, jou salaris wat jy kry, jou polisse wat jy uitgeneem het, jou testament wat jy opgestel het. Gaan glad nie oor jouself nie. Daai goed sit jou net in 'n lekker gemaksone. Party ons het die voordeel van om pensioen te wees. Charlie, ek kan vir jou wys, maar dan gaan hulle my, hier's 'n paar ouens wat pensionarisse is. Hulle het dit net. Hulle is op 'n lekker plek. Ek spot net met julle ouens, okay? Maar nie eens dit gee waarde. Jy het jou hart afgesloof vir hoeveel jare? Ekskuus, ek wys na jou pastoor Eybie. Maar vir hoeveel jare het jy jou afgesloof en jou gegee en jou lewe gegee en dan breek pensioen aan. Dan sê ja, pensioen. Maar gee dit waarde aan my lewe? Never, niks. So dink 'n bietjie vanmôre aan wat ons vir mekaar gaan sê. God gee waarde aan my lewe, maar ek het nodig om te verstaan dat my lewe word vol en daar is meer in my lewe as wat ek kan aandink of wat ek kan bymekaar maak of wat ek graag nog in my lewe wil hê. Daar is baie meer om te kom. Glo jy dit? Daar's meer om te kom. God wil dat alles vir sy kinders 110% uitwerk. God wil hê dat met jou goed gaan in jou werk. Hy wil hê dat jy goeie geld moet verdien, sodat daar spys in sy huis kan wees en dan in jou huis kan wees. Okay? God wil hê dat dit met in elke opsig met ons moet goed gaan. Want die lewe is meer as asemhaal. Die lewe is meer as asemhaal. Ons lewe nie vir onsself nie. Ek sê altyd, as jy wil roekeloos lewe en as jy gevaarlik wil lewe, gaan bly op 'n eiland. Want tussen normale mense is daar nie plek vir ouens wat roekeloos en onverskillig wil lewe nie. Tussen ons ouens is daar plek vir mense wat sê, ek wil die Here dien soos jy die Here wil dien. As jou hart met my hart reg is, soos my hart met jou hart reg is, kom dien saam met my die Here. Dis wat belangrik is. Dit gee waarde in my lewe as my hart met jou hart reg is en jou hart met my hart reg is. Gee dit waarde aan die lewe. Net laas week, sy het vir my die klip gestuur. Talita stuur vir my 'n videoklip. Ek dink dit was laas week. Bring hulle 'n verbod uit op in Israel. Julle het dit gesien? Daar's 'n verbod in Israel dat as hulle jou vang in Israel, Jesus verkondig, is een van die strawe 'n jaar opgesluit in die tronk. Boonbehalwe dat hulle alles van jou vat en alles van jou verskeur, is dit jou straf as jy die naam van Jesus op straat gebruik of die evangelie van Jesus Christus begin verkondig. François, dink net vir 'n oomblik daaraan. Jy verkondig op jou pad waar jy werk, Jesus. En hulle weet waar bly jy. En hulle gaan vat jou vrou. En hulle gaan vat jou kinders. Hierdie goed is goed wat ons lewens behoort te verander. En ons sit in die kerk en ons het maklik geword in die kerk. En ons het gemaklik geword in die kerk. En ons verstaan nie dat daar is 'n waarde aan my lewe toegevoeg deur hom wat my so lief gehad het aan die kruis van Golgotha, sy lewe gegee het. Ek mag nie ophou om te verkondig nie. Matteus 22 beskryf hierdie eindtydbedeling en hy sê daar sal tye kom waar mense roekeloos is en mense sal verwaand wees en elke ander ding. Dit staan ook op 'n ander plek in die Bybel. En dan sê hy, dit sal so ver gaan
dat een nasie teen die ander nasie sal opstaan oor Jesus. En hulle sal mekaar uitmergel, hulle sal mekaar geesel, hulle sal jou vat en hulle sal jou in die tronk stop. Hulle sal jou nie kos gee, hulle sal jou nie water gee nie, net omdat jy Jesus verkondig. Maar die waarde in my lewe lê hier in Matteus 22:35 dink ek. Hy sê, maar wie volhard tot die einde, hy sal oorwin. Jy moet aanhou om waarde te soek vir jou lewe. Jy moet aanhou om waardevol te lewe vir die Here. Jy kan nie nou opgee nie. Jy mag nie nou uitsak nie. Jy kan nie meer by die huis bly nie. Jy kan nie meer 'n lou godsdiens of 'n koue godsdiens hanteer nie. Die Bybel sê in die boek van Openbaring, hy sê, was jy maar warm of was jy maar koud, maar omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspoeg. God soek kinders, sy kinders, wat waarde toevoeg aan sy inwoning in ons lewens. God soek mense wat waardevol en betekenis uitlewe in hulle bestaan. God soek manne en vroue. Hoor wat sê Johannes 17:18. The same way that you gave me a mission in the world, I give them a mission in die wêreld. Waardevol beteken dat ons moet wees soos hy is. Johannes 30 skrywe, hy sê ek moet minder word sodat hy kan meer word. Dit gee betekenis aan my lewe, in my lewe, want wanneer ek nie antwoorde vir goed het nie, waarna toe hardloop ons eerste? Ons bid eerste. Ek sê altyd daar's twee goed wat ons kan eer. Een ding is ons kan sekere goed met gebed regmaak. Hoor mooi wat ek sê. Daar is sekere goed wat jy kan regmaak met gebed. Met ander woorde, jy bid dit in lyn, jy bid dit reg. Dan is daar ander goed wat jy by jouself moet regmaak. As goed wat jy moet self regmaak. Voor jy by bid kan uitkom, moet jy weet, ek kan nie my kar se paaiement betaal nie, want ek het 'n ondeurdagte, 'n onberekende besluit geneem om 'n kar te koop, wetende ek kan nie die paaiement betaal nie. Nou sit jy, ek gee gou 'n voorbeeld, nou sit jy in hierdie dilemma, nou wil jy God bid, want Here, daar staan mos geskrywe, gee my daaglikse brood. Nou wil jy hê die Here moet geld uit die hemel uit laat val, of jou bevordering gee, of 'n job skep in jou werkhiërargie wat daar nie is nie, sodat jy kan meer geld kry, sodat jy jou kar kan betaal. That was not in his plan. Dit was nie in sy plan nie. Want as jy deursigtig met jou eie lewe was en waarde geheg het aan die feit dat Christus altyd eerste, altyd in jou lewe moet bly met wees, sou jy 'n deurdagte en 'n berekende besluit geneem het om te sê, ek kan nie nou 'n nuwe kar koop nie, want ek gaan oor 6 maande my vasbrand en dan kom vat hulle die kar terug. Maak dit sin? Dit maak sin in jou lewe ook. So voordat ons na God toe hardloop, kom ons kyk eers, waar het ek perspektief verloor oor my lewe? Waar het goed verkeerd gegaan? Hoekom werk goed nie meer uit soos wat dit uitwerk nie? Want hier is die ding, Johannes 18 sê dieselfde gesindheid wat in hom was, dieselfde missie wat Christus na hierdie wêreld toe gekom het, dieselfde betekenis, dieselfde volheid van sy evangelie waarmee hy aarde toe gekom het, moet in my en jou wees. Wat sê dit? Wat sê hierdie waardevolheid? Net soos hy die missie gehad het, het hy dit vir ons gegee om buite te gaan. Godsdienst gaan nie net oor die Here voorsien. Ons moet dit verstaan vanmôre. Ek weet jy sit ouens in die kerk vanmôre wat hierdie oefening al deur gegaan het. Godsdienst, luister mooi. Jou godsdienst, my godsdienst, gaan nie net oor wat kan ek van die Here kry. Ek het ouens in die kerk in sien hardloop, nie net hierdie kerk nie, wat niks gehad het nie. En dan begin die Here vir hulle te voorsien. En die oomblik wanneer hulle het, dan waai hulle. Daar's die bewys. Godsdienst is nie wat ek soek van die Here nie. Paulus beskryf dit in 2 Korintiërs, hy sê die koninkryk van God bestaan nie uit eet en in drink nie, maar in krag.
Jy moet tentoonstel, jou lewe waardevol genoeg ag, jy moet sin in die lewe hê om Christus tentoon te stel, eerder as eet en drink en by mekaar maak. En dis wat Johannes 17 sê, en dis hoe ek vandag die pad gaan stap. Here gee vir my. Here sorg vir my. Here help vir my. Ek gaan kerk toe kom van nou af, ek beloof, man, bly by die huis. As jy kerk toe kom om daarin te kry wat God vir jou wil, wat jy dink God gaan vir jou gee, bly by jou huis. Jy kom kerk toe omdat daar waarde geheg word aan jou verhouding met God. Kan jy dit onthou? Ek het vir jou gesê, maturity is not an accidental occurrence, but it is a product of a deliberate process. And all depends on how much value you add to your life. Hulle het nou die belasting opgesit. Weet julle daarvan? Luister julle nuus, kyk julle na die ekonomie? Hulle het nou die belasting opgesit. Wat beteken dit? Minder geld in ons sakke. Ouens gaan minder netto pay uitkry. Wat gaan jy maak? Wat gaan julle maak? Wat gaan ons maak met minder pay? Wat gaan jy maak met minder dividend op jou belegging? Wat gaan jy maak? Well, I know that I know. Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Hy wat in my is, het die holte van die ekonomie van Suid-Afrika in die holte van sy hand, en come hell or high waters, I will survive. Ek sal deurgaan, want ek het die gestalte van hom in my lewe, en ek lewe sinvol, ek lewe betekenisvol, ek het 'n waardevolle lewe, wat ek moet lei, en waar ek vir mense kan vertel, en mense kan wys, kyk na my, God is koning van my lewe. Het gaan nie altyd so nie. Ons kry al hierdie ops en al hierdie afs, maar ten spyte van alles, ek bely hom vanmôre as my koning en as my God. Ek bely hom vanmôre ten spyte van alles. Soos die Vader my gestuur het, sê Jesus, Johannes 17 vers 18, hy sê, so stuur ek julle ook. Jou lewe het betekenis en het raak sinvol wanneer jy verstaan dat jy is 'n gestuurde van die koning. By jou werk, op die pad, dit wil ons nie glo nie. Want hier is sulke ander space shuttlekies. Hulle space shuttles, jy moet hulle check. Jy sien hulle nou die volgende oomblik gaan sy voor jou doef. Asof hulle sommer net iewers in die space uitkom en die voor jou lamp. Hulle het nie landing lights nie, hulle het net stop dead lights. Dis daai goed wat sin in my lewe voortbring. Gister druk hulle my van die pad af daar in die ooste waar ek na 'n troue toe gaan. Ek wou hom eers vertel, maar toe dink ek aan my vriend Dani. Toe sê ek, Here, my lewe het meer sin as dit. Hy is ook nie glo nie. Ek wys toe wragtig vir hom, okay, nadat hy my helfpad van die pad afgedruk het. Dankie Dani. Toe wys ek nou maar vir hom, kom na verby. Ek het regtig net gesê, kom maar verby. Ja? Sê weer? Ek het niks gesê. Luister, ons moet begin sê, ons is meer waardevol as die woorde wat uit hierdie mond uitkom. Skewe woorde, negatiewe woorde, slegte woorde. Ons is meer waardevol as die goed wat ek in my hart kweek. So baie daar kweek ons hierdie afguns en hierdie wraakgierigheid en hierdie negatiewe goed en ons wil net beklei en ons wil boks en ons wil rusie maak en ons wil mekaar aansteek met negatiewe goed en ons wil alles net doen. Maar ons is meer werd as dit. Ons is meer werd as dit, want hy wat in my is, gee vir my sin vir die lewe. Die lewe is die moeite werd as ek God raak sien in my lewe. Die lewe is die moeite werd, dit raak die moeite werd as ek Christus eerste altyd in my lewe raak sien. Die lewe is die moeite werd wanneer ek begrip het vir wat God vir my aan die kruis van Golgotha gedoen het. Ek kry waarde in my lewe wat hy toegevoeg het aan die kruis om te sê, die bloed van Jesus Christus reinig van al my sonde, van my vloekbek, van my skindergees, van my haatspraak, van my afguns, van my nyd. Noem dit vanmôre wat jy wil. Jou veglustige gees wat jy het.
Jou lewe kry betekenis en raak waardevol wanneer jy die kruis van Golgotha raak sien in jou lewe en weer die bloed van Christus reinig. Jy moet vanmôre verstaan, jou waarde in jou lewe bepaal jou missie vorentoe. Jou waarde in jou lewe en die sinvol van jou lewe bepaal wat jy môre by jou werk gaan doen. Môre lê daar dalk onafgehandelde besigheid van Vrydag op jou tafel, 'n nota van die baas om te sê ek wil jou sien. 'n Nota van die paymaster om te sê, laas maand het ons te veel geld afgetrek, hierdie maand vat ons die helfte van daai geld. Wat gaan jy doen? Dis wanneer jy waarde aan jou lewe toevoeg, wanneer jy in daardie duistere, onbeantwoorde situasie sit en jy het nie 'n antwoord daarvoor nie, en God stap in die arena van jou lewe en hy sê jy's waardevol en genoeg vir my, ek sal die pad vir jou oopmaak. Jy moet verstaan dat ons word gedrywe. My dryfveer is die sin wat my lewe maak. My dryfveer, my motivering, die bymekaar maak van my lewe, die bymekaar hou van my lewe, is dit wat God vir my kom doen. Elkeen van ons het 'n storie om te vertel. Ek het nog 'n storie van Saterdag om te vertel. Ek sien nie deur die pad afdruk Saterdag nie. Ek is deur 'n taamlike hel Saterdag. Ry deur 'n pothole met 'n trailertjie aan. Boom, bang, weg is die band. Ja, ek het nie nodig gehad om 'n jack te gaan soek soos 'n paar van ander ouens Jesus soek wanneer hulle in 'n probleem is nie. Ja, sien jy soek mense na die Here as hulle in 'n probleem is. Toe ek my boot oopmaak, toe is my jack daar. Die regte ene en die een wat werk. Ek het op 'n stadium een gehad wat nie werk nie. Dank God ek het hom gereplace. Dis nog die tweede een. Ouens ry by my, ouens wat ek ken, is jy alright? Ek sê nee, ek is fyn, ek het niemand se hulp nodig nie. Groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. My lewe reflekteer betekenis. Come on, dink 'n bietjie daaraan. Sit langs die pad, moedverlose vlakte. Ek het 'n domkrag gehad. Maar sê nou maar ek het nie een gehad nie. Wat ouens, julle wat met tools werk wat enige oomblik kan oppak. Né? En dan wat sê jy as hy tool oppak en jy kan nie met hom werk nie? Ek sal niks sê nie, Dani sal vir julle dophou, maar julle sê niks. Jou lewe moet baie meer reflekteer as daai grasmasjien of die weed eater of die bushcutter wat nie. Hoor jy, want toe gaan ek met jou? Hy sê dieselfde plan wat ek vir my seun gegee het om in hierdie wêreld te kom openbaar, gee ek vir julle, naamlik dat daar sin in die lewe moet wees, dat Jesus het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En as dit die prentjie van jou lewe volmaak, dan gee dit betekenis aan jou lewe. Kerke loop leeg. Want daar's nie betekenis in mense se lewens nie. Ons kom leeg kerk toe en ons stap leeg huis toe. Paulus skryf in Handelinge 20:24, hy sê, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi, en die dienswerk wat ek van die Here gekry het kan klaarmaak, en dit is om die evangelie van God se nagenade te verkondig. Dit gee sin in my lewe as ons met mense praat, en jy sien hoe dat goed gebeur wanneer God aan hulle voorgestel word. Ja, ek praat met jou vanmôre oor die ander kant van sin. Ek praat met jou oor die kant van sin, naamlik Jesus Christus in jou lewe, wat jou lewe waarde gee in so 'n mate dat jy hom aan ander mense voorstel dat hulle lewens sinvol en waardevol raak. Ek praat met jou oor die sin van die lewe wat jou in hierdie gemeente raak. As jy vanmôre besoeker is en jy's op 'n ander gemeente geloek, laat dit vir jou so wees, maar gaan in die plek waar jy aanbid, gaan terug na jou gemeente toe, tensy jy wil neskop hier en whatever, maar hoe ook al, gaan terug na jou gemeente toe, en gaan raak deel van die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. As ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here gekry klaar kan maak, en dis om die evangelie te verkondig. Om God te dien, gee vir my sin in my lewe. Hulle sê die eerste ding wat 'n predikant doen as hy van die Here al wegdwaal en nie meer 'n kerk nie en hy's onbekeerd, rook en drank.
Eerste ding wat predikante doen, hy gaan koop vir my 'n pakkie sigarets, Lexington, of Gunston, of Remington Gold, of Rothmans, ek ken hulle. Ek ken hulle. Ja, of 'n Blackie, of 'n Castlekie, of 'n Richard Lowe, of 'n Klippies en Cola. Kan ek nog aangaan? Hoe kyk jy vir my so? Ek het eenetjie in die kar as jy hom wil soek. Ja. Hè? Ja. Dis die gevaar. As jy nie besef dat jy waardevol en kosbaar vir die koning is nie. Jou lewe kry sin wanneer iets gebeur. En skielik voel daar of daar net so 'n vakuum in jou lewe is. En as alles ganers en weg. Jou lewe kry sin wanneer daar die donker goed gebeur en jy ervaar nie 'n vakuum nie, maar jy ervaar Christus in jou lewe. Kry dit waarde, God is met my tot aan die volëinding. Hy roep uit, hy sê Immanuel, God met ons. Hy los ons nooit vir een oomblik nie. Vir een oomblik. Hy los ons nooit vir een oomblik nie. Om die pad van die Here te stap en waarde aan ons lewens te gee, beteken enige manier, enige iets wat my pad langs kom, behoort, omdat my lewe sinvol is, behoort ek te kan oorkom. Ons verstaan die goed nie altyd nie. 'n Mens mis die vreugde van om die Here te dien. Ek meen, kyk nou net, as jy nou vanoggend nie hier was nie, voorbeeld. As jy nou vanmôre nie hier was nie, dan moet jy dit wat hier gebeur het, op 'n livestream gaan kyk het. En dit is nooit dieselfde as om hier te wees nie. Never. Dit is nooit dieselfde nie. Jy mis geleenthede wat geskep is om die vreugde van God te ervaar. En jy mis die geleentheid dat jy verander kan word. Want kerk ritueel word verander in vreugdevolle aanbidding en lof wanneer hy eerste is in my lewe. Ons wat hiervoor bedien, ons kyk baie keer so oor die koppe van mense heen. Dan vra ek myself, waar is die vreugde wat mense moet hê wanneer ons die Here aanbid? Ons moet nie vandag die begrip van sin in ons lewe in die kerk verkeerd verstaan nie. Ons is gered vir dienswerk van die Here. Jy's eerste van alles daarvoor gered. As God ons siele nie gered het nie, wie sal die evangelie van Jesus uitdra? Kom aan, kom ons wees eerlik. Hy het jou en my nodig. Ons is sy hande, ons is sy mondstuk, ons is sy ore, ons moet hoor, ons moet luister, ons moet sien. God het ons gered vir dienswerk, jou lewe het betekenis, die feit dat God jou so hoog geag het, dat hy jou gered het deur sy kosbare bloed, en jy in 'n plek sit vanmôre, waar daar 'n doel is, daar's 'n rol vir mense, daar's funksies vanmôre, in die koninkryk van God, sodat die evangelie van Jesus Christus in die wêreld hier buite uitgebrei kan word. Ons gaan vanaand vlaggies plant. 5 uur vanaand kom ons by mekaar by die kerk en ons gaan vlaggies in hierdie hele omgewing plant om vir mense te sê, hier is 'n kerk waarna toe hulle kan kom. Weet jy hoeveel min kerke het aanddienste? Baie min kerke het aanddienste. Ons is bevoorreg om aanddienste aan te bied, al die eer aan die Here. Dit gee sin en waarde aan die kerk se vooruitgang. Ander ouens besluit hulle hou die aanddienste nie. Hulle kla, die mense kom min, hulle sit min mense. Kom kyk bietjie sonde aande wat hier by ons gaan gebeur. Dis voller as wat jy nou sien. Ek beloof jou. Dis voller, ek lieg nie. Dis voller as wat jy nou sien. En nou beskuldig ek jou nie. Maar dis voller van die Heilige Gees. Want die aanddienste het net die vermoë om buite die grense van wat ek dink en wat ek wil doen. Ons kom met 'n kort broek en jy kom met 'n plakkie hier aan. Moet asseblief net nie met niks anders kaler as dit aankom nie, maar kom met plakkies en kom met 'n kort broek en 'n mooi hempie en die dames. Kom betaamlik, maar kom soos jy is. Ons besef nie die waarde wat God in ons lewe geheg het nie.
Predikante staan agter preekstoele, ouderlinge bedien, selgroepleiers bedien, diakens help bedien, mense in die kerk help bid, voorbidders help bid, altaarwerkers kom uit wanneer ons vir mense moet bid, soos nou. Maar al die goed is 'n lydende simbool en 'n klinkende metaal, as jy nie waarde het en waarde toevoeg deur middel van wat hy gedoen het. En luister hierna. Priscilla Presley skryf die volgende oor haar man Elvis. Sy sê Elvis never came to terms with who he was meant to be or what his purpose in life was. Ek gaan net daar pos. Ek het nou vir jou gesê, predikante preek, ouderlinge bedien, gee die nagmaal, neem die kollekte op, help na die mense se versorging, doen hospitaalbesoek, bid saam met mense. Al hierdie goed vind in die kerke plaas. Mense staan in posisies in die kerke. En hier's die ding. They do not understand their purpose. Jy kan uitgee soveel as wat jy wil by die helpende hand. En ons kan kos inkry soveel as wat ons kan. Maar as ons nie ons doel verstaan, van jouself eerste nie, gaan ons net vir mense kos gee. En ons gaan nooit hulle siele raak nie. Ons gaan net vir mense water gee, en jy gaan nooit hulle kan voorstel aan die een wat die ewige water het, waarvan ons, as ons daarvan drink, sê die Bybel, nooit weer sal dors hê. Hoor wat sê sy? Sy sê, he was meant, with who he was meant to be, or what his purpose in life was. He thought he was here for a reason. He thought he was here for a reason. Maybe to preach, maybe to serve, maybe to save, maybe to care for people. That agonizing desire was always with him, and he knew he was not fulfilling it. Maar dan sê sy, so he'd go on stage, and he wouldn't have to think about it. And Elvis didn't have a clue where to begin, where to look. In a sense, he was lost, and he died without finding a purpose. Die oomblik wanneer jy goed begin hoor, wat jou ore streel, en ons begin goed te sing, wat net lawaai maak, en saam met die beat van die musiek gaan, dan moet jy ons kom herinner, maybe we lost our purpose. Maar ek wil dieselfde met jou doen vanmôre, en ek wil vir jou sê, elke man en vrou op hierdie banke, elke ouderling, elke diaken, elke iemand wat iewerste in dienswerk van die Here in hierdie plek staan, as dit lyk of ek mag oplet en mag sien dat jy jou purpose in life verloor het, en jou purpose in dit wat jy besig is om te doen, ook jou purpose in jou kerkbesoek, wil ek jou aanmoedig om te sê, miskien is jy besig om jou doel te mis. Moenie ophou om kerk toe te kom nie. Hou aan om die Here te kom dien. Hou aan om jou Bybel te lees. Hou aan om te bid. Hou aan om hier te wees. Hou aan om deel te wees van die liggaam van die Here, want dit gee betekenis in jou lewe wanneer alles om jou plat val en niks gebeur nie. Daar is nie uitkoms nie. Gee die feit dat jy deel is van 'n geestelike familie. Gee vir jou sin in jou lewe. Dit maak jou lewe betekenisvol. Jy's geskape om te dien, mekaar te dien, by jou werk te dien, die ou wat bokant jou aangestel is, wat jy nie van like nie. Daar word gediskrimineer by jou by die werk. Ek het laas week iemand gehad, sit in 'n begrafnis, en die dame kom sit langs my, sy kom kuier so dan en dan by ons, sy moet vir my baie ernstig bid. Nee, sy moet vir my baie hard bid. Ek sê, hoe bid 'n mens hard? Bid 'n mens hard. En sy bedoel sy bid vir jou ernstig. Sê, wat is die probleem? Sy is nie by haar werk. Diskrimineer hulle teen haar. My woorde aan haar was, jy weet mos wie jy is in Christus. Staan teenoor hulle op. Die Bybel sê elke wapen
Elke wapen wat teen jou afgevuur word, sal niks uitrig nie. Inteendeel, jy sal dit terugstuur waarvandaan dit kom. Dit sal niks aan jou maak nie. Jy sien, daai goed gee waarde aan my lewe. Wanneer ek weet God is aan my kant, wanneer ek weet hy het my lief, wanneer ek weet daar's niks wat kan gebeur nie, sonder dat God nie deel sal hê daarvan. Efesiërs 2 vers 17 sê, Christus het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Jy kan nie doen wat jy wil nie. Nie by jou werk nie, ook nie op die pad nie. Daar's reëls, daar's regulasies. In die geestelike riem is daar reëls en regulasies. Jy moet die Here dien met alles wat in jou is. Daarom het hy jou gered. Dit gee sin aan jou lewe. Jy kan nie 'n lou Christen wees nie. Word dan maar koud en bly by die huis sodat daar kans is vir redding. Maar as jy 'n lou Christen is, 'n op en af Christen is, dan gaan alles by jou verby. Jy het nog 'n kans as jy 'n koue Christen is, soos wat die uitnodiging vanmôre gekom het, toe sê dit gee. As jy voel jy het op 'n plek waar jy God verloor het, iewers te verlaat, het gedink God het jou verlaat, kom net uit na vore en kom ons bid net saam met jou. Ja, doen dit eerder, as wat jy koud of wat jy lou is en jy dink, die Here sal my tog raak sien. Want hier is die troos van ons menslike woorde en die oorreding daarvan, ag, die Here ken my. Die Here weet van my. Ag, dis 'n kwessie van laat God se water oor God se akker loop. Nee, dit is nie. Jou lewe het geen substansie nie. Jou lewe het geen motivering nie. Daar's geen betekenis in jou lewe as dit jou dogma is nie. Laat God se water oor God se akker loop nie. Nee, jy's 'n kind van God. Jy's die appel van sy oog. Hy het jou naam in sy handpalms geskrywe. Van jou sê hy al die hare op ons hoofde is getel en dit sal nie uitval sonder dat hy nie daarvan kennis dra nie. Dis van jou en my wat jy sê, elke plek waar jy jou voet so opsit, dit sal jy in beslag neem in die naam van die Here. En dit gee betekenis aan my lewe dat God my nooit alleen laat nie. Hy laat my nooit alleen staan nie. Hy laat my nooit nêrens heen gaan sonder dat ek weet hy is nie naby nie. Dit gee betekenis aan my lewe. So as jy vanmôre moed verloor se vlakte is, kry moed. Skep moed. Skep vars moed vanmôre. Skep moed vanmôre en sê vir jouself, ek is geskape om God te dien. Ek is geskape want hy het my geroep, hy het my gemaak om hom te dien. U hande het my gevorm, u hande het my gemaak, sê Job 10 vers 18. Kyk gaan na die ou langs jou. Dan sê jy vir hom, jy is uniek. Molly en Wors, daai twee mense is nou uniek. Ja, dan sê sy mos vir hom, jou rowwe vaarbond. Nee, jou rowwe vaarbond. Uniek. Jy is uniek. Daar is nie 'n duplikaat soos jy nie, Jan. Jy kan my copycat soveel as wat jy wil. Jy kan my naboot soveel as wat jy wil. Ons is uniek gemaak. God se hande. Ons is sy breinkrag. Nou loop hy sommer te gesê hy is nie soos ek nie. Jy kan maar terugkom, Jan, jy is soos ek. Jou talente. Jou talente is nie vir jouself nie. Dis verdienswerk van die Here. Dit gee sin aan die lewe. Jy sit ouens in die kerk wat baie talent het. Jou manier van doen, omdat jy uniek is. Daarom trek jy mense na jou toe. Luister gou 'n bietjie daarna. Jy's so uniek. Die manier van doen trek mense na jou toe. En dis die lekker van om sin in my lewe te hê. Julle kom in met mense in aanraking in mense se lewe wat ek nie ken nie. Ek kom nie hulle environment nie. Nooi hulle na jou kerk toe. Gee betekenis aan jou lewe, nooi hulle na jou kerk toe. Dankie vir die ouens wat mense genooi het, wat vanmôre in hierdie plek sit. Gaan julle nou uit en gaan nooi ander mense, om te vertel dat daar sin en rede is, dat ons lewens waardevol en betekenisvol voor God is. Moet jouself nie afmaak as 'n niks werd nie. Sit jy in hierdie kerk vanmôre en jy het nie werk nie. Jy's uniek. Nie die feit dat jy nie werk het nie, die feit dat God jou skepper is, of dat God jou antwoord is. Dat God jou voorsiener is. Het jy nie vanmôre om op mee te leef nie, het jy nie meer om wat ook al nie, luister, God het vanmôre die vermoë
om te doen ver groter en meer as wat ek mag bid, of dink, of vra. Gaan lees dit, Efesiërs 3. 1 Petrus 4, 7 tot 11 sê, die boodskapvertaling, hy sê, everything in this world is about to be wrapped up. So take nothing for granted. Jy verloor die sin van jou lewe, die waardevol en die betekenisvolheid van jou lewe, as jy aanvaar. Ek is so gemaak, en ek is so gelaat staan. Baie ouens is so uniek en so veragter in hulle uniekheid, as hulle vir vorm vir werk invul, en hulle vra vir jou, as jy getroud binne of buite gemeenskap van goedere, dan reken jy somme, ek is as gevolg van gemeenskap. So dus geposisioneer as party mense in hulle skepingsdoel. So ek wil jou sê, jy is waardevol vanmôre. Jy is waardevol vir. Ek wens ek het 'n spieeltjie gehad, dat elkeen van julle nou julle gesigte kan kyk. Kyk nou of julle my glo nie. Ek is waardevol vir God, ek weet dit. Jy is waardevol vir die koning. So hoor wat sê hy. Nothing is for granted. Stay wide awake. Wide awake in prayer. Most of all, love each other as if life depend on it. Niemand sal sy lewe gee vir iemand anders sommer net nie. Maar hy kom doen dit, hy gee sy lewe vir my en vir jou. So hy sê, waarde in my lewe word toegevoeg wanneer ek die ou langs my, agter my kan lief hê, asof my lewe daarvan afhang. Ouens druk mekaar by die deur uit, hier agter. Het gebeur in hierdie gemeente, hulle trip mekaar, hulle stamp mekaar, hulle druk mekaar teen die mure vas. Ellenboë word rou gestap as hulle hier wil uitkom, want hulle wil nie in 'n lang rye staan nie, hulle hardloop hier uit. O nee, het was by 'n ander kerk wat ek was, het was nie hierso nie. Nee, okay. Ons moet mekaar lief hê asof ons lewens daarvan afhang. Dit gee sin in my lewe. Wanneer laas het jy vir iemand gevra, wat kan jy vir hom doen? Wanneer laas het jy vir iemand gesê, kan ek vir jou melk koop? Kan ek vir jou brood koop? Het jy vleis nodig? Wat het jy in jou yskas? Wat kan ek vir jou gee? Partykeer is dit nodig om hierdie goed te vra, want mense het net nie meer in die tyd waar ons lewe, die spontaniteit en die geloofwaardigheid in mense, kerkmense. Nie meer die geloofwaardigheid in kerkmense om te sê, ek het nodig dat iemand my moet help nie. Nee, hulle gaan liewers na wildvreemde mense toe, hulle maak 'n bordjie en hulle staan op die hoeke van die pad om geld te bedel. Partykeer is dit die ouens wat op die hoeke van die straat staan en bedel, wat baie meer sin in hulle lewe het, as ons wat in die kerk sit. Nou net kyk of ek nie ou raak sien vanmôre wat in die kerk is, wat veronderstel was om hier te wees nie. Hy kom vir die laaste 2 sondae, dan kom bedel hy geld. Kom van buitekant af, dan kom hy, travel net hier iewers rond. Hy was 'n car guard iewers, ek ken hom ook vir baie lank. Dan kom hy net en dan kom bedel hy geld, en sê, joh, kwaai woord wat jy vanmôre gebring het. Ek sê, waar was jy? Jy was nie in die kerk nie. Hy sê, nee, ek het hier agter staan. Ek sê, dan was jy in die kerk gewees nie. Dan was jy nie in die kerk nie, maar die goed wat jy gehoor het, mag vir jou niks beteken nie. Die goed wat jy gehoor het, kan inteendeel vir jou so gevaarlik wees, as jy daarop wil teer. Dit is so. As jy nie die regte goed hoor nie, kan goed gevaarlik vir jou wees. Kan goed vir jou gevaarlik wees. So pas op wat jy sê. Pas op waar jy is. Jou waarde in jou lewe moet jy op plek gesit waar God wil hê jy moet wees. Die sinvolheid van jou lewe moet jy op plek gesit waar God wil hê jy moet wees. Hoor hierso. Most of all, love each other as if it's dependent on your life. Love makes us, for particular anything, be quick to give a meal to the hungry, a bed to the homeless. Cheerfully be generous with the different things God gave you, passing them around so all can get into it. Ja, is myne, ek wil dit vir my hou. En niemand kry van my pyn nie, niemand kry van my niks nie. If words, let it be. If it's God's word, speak it. It helps. It will help other people. Let it be God's heart to help. That way, God's bright presence will be evident in everything through Jesus, and He'll get the credit as the one mighty in everything. En dan sluit dit vir my mooi af. Hy sê, end course to the end times and say, yes, God is with me. Ons verloor hierdie goed.
Ons wat sin moet help gee in ander mense se lewens, ons verloor dit. Want ons kom nie by dit uit nie. Ek moet afsluit, ek sien julle raak aan die slaap. Weet jy, daar is 20 mense uit 80 mense in 'n kerk wat betrokke is in die gemeente. Daar's 20 uit elke 80 mense wat betrokke is in die gemeente. Nou maak gou vir julle self die sommetjie. Hoeveel is ons vanmôre hier? 100. 100. Gooi 20 weg. Dan werk ons met 80. 20% van die 80 mense is aktief betrokke. En Elsa, wanneer as ek 100 mense in die kerk gesien? Nee, ek vra my. Twintig mense wat betrokke is. 20 mense wat sê, God maak sin in my lewe. 20 mense wat sê, ek het die sin van God in my lewe. 20 mense, individue wat sê, ons sal hierdie kerk dra, come hell or high waters. Ons het 25 mense op ons leierskap. Wil jy gegaap het of wil jy iets my gesê het? Jy kan nou maar gaan. Okay, yes, like it man. Het gaan nie oor my en jou nie. Het gaan oor die koninkryk. So kom ons sluit af. Jy moet verstaan vanoggend. God het jou geroep sodat jy die waarde in jou lewe, die betekenisvolheid in jou lewe kan begin leef. Hy het jou geroep sodat jy sin in jou lewe kan hê. Jy is nie net Jy is nie net hier vanmôre omdat iemand jou genooi het, soos ek net nou gesê het. Miskien was dit rede dat jy moes wees, dat jy moes hoor. Dis net God wat sin in my lewe kan gee. En dis net wanneer God in my lewe is, dat ek my lewe as waardevol, sinvol, betekenisvol kan beskou. En ek wil vanmôre vir jou sê, daar's nog baie meer om te kom. Dien die Here, daar's baie meer om te kom. Dis nie altyd rooskleurig om te dien nie, maar in die minder goed wil die Here vir my en jou ook leer om te sê, vertrou my, vertrou my, vertrou my, daar's altyd waarde in jou lewe, vertrou my, daar's altyd sin in jou lewe, daar's altyd sin. Hulle sê 'n parel word gevorm in 'n skulp, is ek reg, in die see. Waar is die ouens? Het ons nie juweliere in die kerk? Ons moet tog 'n bietjie juweliere werf in die kerk. Ken julle 'n parel wat gevorm word? Hy word mos gevorm in 'n skulp. Is ek reg? Waar is die geleerde ouens? Ja, hy word gevorm in 'n skulp. Weet julle wat vorm die parel? Weet julle wat vorm die parel? My wat? Okay. Sand. En drukking. Sand en drukking. Okay, alles werk uit op wrywing. Alles wat in daai skulp is wrywing. En daai wrywing veroorsaak, wanneer jy hom oopbreek, die kosbaarste, die mooiste, blinkste, edelgesteente parel. Vir al die mamas vanmôre en vrouens in die plek, die Bybel sê julle is meer werd as al die parels en al die korale. So as Papa jou wrywing gee, stand your stand. Stand your ground. Stand your ground. God is busy polishing you. God is busy sharpening you up. Moenie moed verloor nie. Moenie moed verloor nie. Hy like braaivleis en Coca-Cola. Hou dit by hom. Moenie moed verloor nie. Maak hom skerp. Hy maak jou skerp sodat jy hom kan skerp maak. Moenie moed verloor nie. As jy dit oopbreek en jy haal die parel uit, dan hang dit eventueel op iemand se nek. En dit heg waarde toe. Verjaarsdagpresent, 'n huweliksherdenking, somme net 'n presie, somme net wat. Dit gee net waarde aan my lewe. Alright, met dit gesê, kom ons sluit af. Psalm 139, vers 13. U het my gevorm en u het my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder.
U het my gevorm en U het my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Jou lewe is waardevol vir God. Jou lewe is waardevol vir jou gesin, vir jou man en vir jou vrou, vir jou kinders. Jou lewe is waardevol by die mense wat jy werk, saam met wie jy werk. Die lewe is waardevol op die pad. Die lewe is waardevol hier in die kerk. Die lewe is waardevol as ouers by die skool. Die lewe is waardevol wat jy jou kinders leer en daarmee stuur jy hulle skool toe. Die lewe is waardevol. Hulle lewe is waardevol. It all depends on hoe en met wat ons hulle irriteer, sodat die mooi uit hulle kan kom. So ek het jou nou genoeg vanmôre irriteer. Jy's waardevol vir die Here. Kom ons staan op ons voete. Sê vir jouself, ek is waardevol en ek is kosbaar vir die Here. En omdat hy my lief het, wil ek hom altyd lief hê. Ja, nee. En ons was nie eens lank gewees nie. Maar julle staan moeg. Ok, ons kan nou maar eers weer sit. Dankie. Julle kan nou eers weer sit. Ons gaan nou aan vir die tweede ses. Nee, ok, bly maar staan. Just like. Julle is ook maar bang, jong. Alright. Dankie dat jy hier was. Sê vir die ou langs jou, dit was lekker om jou in die huis van die Here te sien. Ek dien jou graag met die liefde van die Here. Jy's vir my kosbaar. Jy het 'n stempel wat op my afgedruk het vanmôre en ek vertrou dat ons mekaar volgende week weer gaan sien. Amen. Ek sien jou weer volgende week. Kom ons steek net ons hande so in die lug in. Ja, vanaand, moenie vergeet nie, vanaand 5 uur. Ons diens begin 6 uur. 5 uur begin die ouens te loop met die vlaggies. Ons diens begin 6 uur. Baie dankie. Harry, sal jy vir ons afsluit asseblief? Hou net vas. Onthou die dames moet wag. Okay, goed. Terwyl die manne alleenig uitloop, al die dames net 2 minute agterbly asseblief. Ek gaan nie julle geld vra nie, dit beloof ek julle, so julle kan julle beursie saam met julle manne uitstuur. 2 minute, al die dames, die manne kan uitloop nadat Harry gebid het. Baie dankie. Amen, halleluja, dierbare Here Jesus, ons loof, prys ons.